Vadersdag is vir my 'n interessante dag, want ons vier dit na Moedersdag. En ek dink dis goed, ladies first, en dis belangrik. Maar ek weet nie of jy die kontras kan sien tussen wat 'n Moedersdag is en wat 'n Vadersdag is nie. Histories gesproke het ek altyd hierdie ding rondom Moedersdag beleef waar dit 'n vreeslike emosioneel belaaide dag is, vreeslike sentimentele dag, 'n dag waar ons die moeders eer en ons super dankbaar is vir hulle en daar trane gestort word en ons net groot waardering uitspreek. En natuurlik is daar moeders wat sit en dit alles ontvang en dankbaar is vir die mooi wense wat uitgespreek is. En dan is daar gewoonlik vrouens wat sê, maar ek wou altyd 'n moeder gewees het, maar ek kon nooit 'n moeder wees nie. En ons het altyd groot deernis vir sulke vrouens. En miskien is jy ook hier vandag en jy sou so graag 'n ma wou wees. Maar jy is nie. En dan kom jy by Vadersdag en dan beleef ons dit baie keer dat die mans, hulle is mos nou sterk en ons het nou gehoor wat hulle doen en hoe die kinders oor hulle praat, maar dis 'n ander praat. Dis 'n pappa is sterk en hy's anders en hy lyk anders en hy tree baie keer anders op as mamma. Maar dan die prediking wat uitgaan op daai dag is gewoonlik 'n prediking wat so bietjie 'n geleentheid kry om nou die manne so bietjie by te kom. En jy kry die gevoel dat dit baie keer so asof dit 'n stok is wat uitgehaal word en dan word jy gesê as man, dis belangrik dat jy jou man wees sal optel en dat jy 'n man sal wees met ruggraat en rugmurg en miskien het dit te maak met hierdie ding wat oorgedra word in die wêreld en ons hoor dit nou in die kerk ook, daar's hierdie organisasie wat praat oor the world needs a father en hulle doen fantastiese werk, maar jy weet dat as jy uit 'n world needs a father sessie uitkom, dan sit jy baie keer en jy dink by jouself, liewe land, ek wens ek was 'n beter pa gewees. En dan verstaan jy skielik hoekom party ouens wegskram van pa wees. Want hy het net nie die murg in sy pype nie. Hy wil tog net nie 'n pa wees nie. En hy wil los wees en hy wil vry wees en hy wil sy ding doen maar hier staan ons vandag stil en ons eer ons paas vir wat hulle doen en vir wat hulle beteken en vir die leiding wat hulle gee. Maar terselfdertyd wil ons vandag net so 'n bietjie stil sit, mekaar in die oë kyk en sê vir mekaar en ek self is 'n pa. Dis taaf. Dis moeilik. Dis nie altyd maklik nie. Die wêreld druk. Die wêreld sê vir ons goed. Die wêreld is heeltyd besig om vir ons voor te skryf hoe dit lyk om 'n man te wees. Hoe om 'n pa te wees. Ek weet nie of jy weet nie, maar ek is 'n generasie dalk so bietjie voor die Gen Z's en die millennials, maar ons het groot geword met 'n storie met die naam van Married with Children. En miskien moet ek nie bely nie, maar ek het dit gekyk. En Married with Children dis 'n terrible storie. Jy moet dit nie kyk nie. Want die pa hy's hierdie hy is nie 'n ou na wie jy opkyk nie. Sy kinders is verskriklike kinders. Sy vrou ag hom nie, hulle minag hom. En dan kry jy die gevoel dat dit is hoe die wêreld baie keer na 'n pa kyk. Hulle kyk neer op hom en ons, jy weet, ons het hom nie regtig nodig nie, behalwe as ons geld nodig het. En miskien sit jy hier vandag en jy voel so bietjie asof dinge te veel is vir jou as pa en asof jy so bietjie vasgevang is in 'n wanhoop. Het ek 'n goed genoeg werk gedoen? Het ek genoeg my kinders geleer en gerig? Was ek die priester van my huis gewees, soos wat hulle nog altyd vir my gesê het, ek moet wees? En jy sit dalk hier met 'n bietjie wanhoop. My kinders is al ouer, hulle is amper klaar met skool, en het ek regtig 'n merk gelaat? 'n goeie merk
in hulle harte gelaat. En dan beweeg ons aan, en ek moet nou vanoggend by my gemeente weet die ouens al hoe om die slides te hanteer, so hier gaan ek nou vanoggend my eie goed doen, en ek hou daarvan, maar dit beteken dat ek nou vanmôre herinner word daaraan dat dit 'n baie stresvolle werk is. My wêreld en dit werk. En Paulus praat hier in 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10, dan sê hy, sy antwoord was, en is God wat met hom praat, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. En daarom sê Paulus, sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Ek gaan hierdie teks, as jy hom lees en jy's 'n man, dan baie keer dink jy by jouself, maar Paulus, hoe is dit moontlik dat jy hierdie goed kan sê? Ons word geleer dat jy nie moet swakheid toon nie. Ons word geleer dat jy juis moet sterk wees. Ons het juis geleer dat ons man moet staan. Toe ek hier inkom vanoggend, toe kry ek hierdie heerlike sjokoladetjie, en dit kom van die Granite Men af. Dit is sterk manne. Dis nie die jelly manne nie. Dit sou interessant gewees het as ek hier ingestap het en dit was die Muffin Men. Dit klink net nie reg nie. The Muffin Men. Ons het 'n ou wat ons by ons manne by einkoms op Woensdae, ons noem hom die Muffin Man. En hy's alles behalwe 'n Muffin Man. Hy's die sterk ou, maar hy bring muffins op 'n Woensdag. So ons is dankbaar vir hom, maar ek het 'n naam vir julle, Muffin Men. Dit maak net nie sin nie. En Paulus is hier besig om te sê, te klei is. En weer eens, en ek sê dit baie van ons kansel af, ek sê, het ons te doen hier met die omgekeerde koninkryk. Want Jesus se koninkryk is anders as die wêreld se koninkryk. Jesus se koninkryk is 'n koninkryk wat juis roem daarin, dat ons nie al die antwoorde het nie, maar dat hy dit het. Dat hy die een is na wie ons kyk vir ons krag. Dat hy die een is na wie ons kyk vir ons voorsiening. Dat hy die een is wat ons bron is. Nie ek nie. So miskien vandag is dit geleentheid net om so bietjie jou masker af te haal. Net so bietjie diep asem te haal en te rus in die wete dat Christus het alles op hom geneem vir jou en vir my. En daarom hoef ek nie sterk te wees nie. Ek kan juis swak wees, want dit is wanneer ek swak is, dat daar min van my is, maar baie van hom. Ek lees onlangs, ek hierdie artikel, en hulle praat van die teoloog, filosoof uit die 19de eeu uit, Søren Kierkegaard. En Søren Kierkegaard was 'n diep en 'n dinamiese ou, behalwe vir die feit dat sy naam regtig heeltemal vreemd en volksvreemd is. Maar hy praat oor die 3 vlakke van wanhoop. In die Engels sou wees despair. Miskien het jy al te doen gehad met despair, en miskien sukkel jy self, want jy is in 'n gat van despair. Hy sê daar's 3 vlakke van despair, maar in sy boek The Sickness Unto Death sê hy die volgende. Hy sê, the greatest hazard of all, losing oneself, can occur very quietly in the world, as if it were nothing at all. No other loss can occur so quietly. Any other loss, an arm, a leg, $5, a wife, etc., is sure to be noticed. En wat hy hier sê is, hy sê ons is baie keer besig om op
en ek gaan die Engels gebruik, autopilot deur die wêreld te gaan. Ons kyk na die wêreld rondom ons, ons navigeer die wêreld volgens al die wêreldse beginsels wat ons inneem deur ons bron van absolute ongelooflike wysheid en insig, ChatGPT, kan ek sien, wie sit met ChatGPT oop in hierdie oomblik besig om notas te neem en vrae te vra oor wat ek sê? Kom wees eerlik. Ons gaan jou by die deur uit vergesel. Sien, ek het jou in 'n lokval gelei, sien jy het nie geval daarvoor nie. Maar ek weet vir 'n feit en ek ken iemand wat as jy met hom praat, is hy heeltyd, hy ChatGPT letterlik oop en elke ding wat jy sê, ran hy deur hierdie AI, want hy is besig om te hoor wat AI dink oor dit wat ek nou sê in hierdie oomblik. En is dit wat hy sê waar? En dan sal hy Grieks en Hebreëus aanhaal, want dit is wat die Grieks en die Hebreëus sê, maar hy het nog nooit in sy hele lewe in 'n klas gesit waar hy Grieks en Hebreëus geleer is nie, maar hy haal die Grieks en Hebreëus aan, omdat ChatGPT vir hom sê dat in die oorspronklike teks dit so staan en dit beteken. En in die proses is ons besig om onsself te verloor. Want ek is nie meer ek nie. Ek is ander se idees en ek is ander se gedagtes. En ek is ander se wysheid en ek is ander se input. En ek het lankal nie meer 'n self nie. En die grootste fout wat ek en jy kan maak in hierdie wêreld in die 21ste eeu is om die self wat God my en jou gemaak het te vat, op sy te skuif en om te vervang met this might contain artificial colors and fragrances and flavors, né? Wie het al ooit fake Oras gedrink? Jy kan dit nie drink nie, dis terrible. Die real deal. Ek ken 'n ou wat warm Oras drink. Daar's groot fout met hom, maar ons gaan nou nie daaroor praat nie. Die grootste issue is ons is bang vir mislukking. So ek wil nie myself wees nie, want as ek myself is, dan gaan ek misluk. Ek sien hoe my pa was, ek sien hoe my oupa was, ek sien hoe my oom is, en jy weet, bid jou dit aan, jy wil net nie soos hy wees nie, jy wil net nie soos hulle wees nie, so jy moet iemand anders word, want net nou is daai selfde gene in jou, daai selfde goed. My pa het al dit durf waag om vir my te sê, jy weet Piet, hy noem my Kalla, jy weet, die venters, en dan sit ek en dan hoor ek hom en sê ek, die venters pa, sê ja die venters, dan sê ek, maar ek is nie net 'n venter nie, ek is ook 'n visser, my ma, en sê, ja, dat ons nie oor hulle praat nie. So ek is 'n kombinasie van die venters en die vissers, en hier staan ek vandag, dis 'n wonderwerk. Maar die grootste gevaar, en hiermee wil ek jou troos vandag, aan die een kant, maar aan die ander kant wil jy jou challenge daarmee, is dat die grootste gevaar is dat ons nie misluk nie. Die grootste gevaar is nie mislukking nie. Die grootste gevaar is om nooit te besef jy was bedoel vir meer nie. Jy was bedoel vir meer. Jy is bedoel vir meer. Meer is wat jy dink jy veronderstel is om te wees. Jy was meer en veronderstel om meer te wees as dit wat jy geword het. Want jy het die leuen geglo. Ek moet net nie misluk nie. Ek moet net nie 'n fout maak nie. Ek moet net nie in hierdie situasie kom waar ek geïdentifiseer kan word as 'n loser nie. En veral wanneer dit kom by pa wees, vaderskap, man wees. So ek moet 'n ander persona aanneem. Ek moet iets anders word. Ek moet iemand anders word. Net nie myself nie. Net nie myself nie. Die kwessie is, en jou kwessie is dat is nie dat jy nie goed genoeg is nie. Dis dat jy nie met hom belyn is nie. En dit bring wanhoop teweeg. So die kwessie is
Nie dat jy nie goed genoeg is nie. En dis eintlik waarvoor jy moet bang wees. Nie vir mislukking nie, nie vir nie goed genoeg wees nie, is om nie met hom belyn te wees nie. Daai misalignment, soos die Engelsman sê. Dis soos 'n kar wat ry en jy's heeltyd besig om te fight teen waartoe hy wil ry. Ek het so Opel Corsa gehad, 'n Corsa Light toe ek jonk was, sonder kragstuur. Dis hoekom ek so groot skouers nou het, sonder kragstuur. En dan as daai ding se wheel alignment uit is, dan battle jy. Oomblik as jy op 'n pad is met so 'n bietjie van 'n camber, dan voel dit asof jy hier in die bosse wil inry en dan hoekom is jou stuurwiel so skeef? Nee, ek ry reguit, jy kan ons sien. Ek ry reguit, alles is fyn. Alles is okay. Wat gaan aan met jou? Hoekom tree jy so op? Hoekom klink jy so? Wat is fout? Man, alles is fyn. Los my uit. Ek's okay. Jy kan ons sien. Alles is okay. Nie regtig nie. Ek kan sien jy's nie okay nie. Ek kan hoor jy's nie okay nie. Ons jongste het so 'n manier. Pappa, is jy okay? Ek weet nie hoe sy dit weet nie. Dan sê ek altyd vir ja, ek is fyn. Maar ek is nie. Is pappa fyn? Nee, ja, ek is fyn. Ek's fyn. Alles is fyn. Everything's okay. Partykeer kan anders sien dat jy nie lekker belyn is nie. En jou kwessie is, jy is in ontkenning daarvan. Kierkegaard sê daar's 3 maniere hoe ons vasgevang is in wanhoop. 3 maniere, en hy skryf dit toe aan 'n geestelike toestand. Hy sê 3 maniere hoe jy nie belyn is nie en vasgevang is in wanhoop. En toe ek dit lees, toe tref dit my en onmiddellik besef ek hierdie is superwaar en die Bybel is vol voorbeelde hiervan. 3 maniere hoe jy en ek in wanhoop vasgevang is. En die Bybel praat hiervan. In die eerste plek en in die tweede, ek gaan al 3 sommer net straight off the bat noem. Hy sê jy's either onbewus daarvan dat jy in wanhoop vasgevang is. Hoe die ongeluk werk dit? Onbewustelik lewe jy 'n lewe van despair. Dis amper soos 'n slaapwandelaar. Jy loop deur die lewe en jy's net op autopilot. Jy's glad nie meer jy nie. Jy is almal rondom jou. Jy jaag almal wat rondom jou is se voorbeelde na. Jy's heeltyd besig om te kyk, hoe kan ek myself bevoordeel en hoe kan ek vir die wêreld wys dat ek myself is sonder dat ek myself is. En miskien sit jy hier vandag en jy's nie eers bewus daarvan dat jy na hierdie wêreld kyk deur 'n lens wat sê ek is onbewus van wat aangaan nie. Die grootste fout wat ek en jy kan maak is om die ewigheid tegemoet te stap en ons is op autopilot. Is om na die Bybel te kyk, om na die woord te kyk en ons het sulke mooi songs gesing vanoggend oor die woord en God se woord, om na dit te kyk en al wat jy sien uit dit is, jy sien sulke resepte van hoe ek kan optree en hoe ek sekere goed kan doen en ek begin onbewustelik die Bybel nitpick vir sekere how-to's, hoe om dit te bereik, hoe om dit te doen, hoe om dat te doen. Want ek wil tog net nie verkeerd wees en verkeerd optree nie. Ek is onbewus daarvan. En in die tweede plek is ek is bewus van my swakheid. Meer as wat ek veronderstel is om daarvan bewus te wees. Met ander woorde, my hele lewe word beheer deur my tekortkominge. Deur dit wat fout is met my.
As ek opstaan in die oggend en ek kyk in die spieël, is ek nie besig om te sê, dankie Here, en oom Rodney het dit so mooi gesê, dankie Here vir my genesing wanneer hy in die spieël kyk, maar baie van ons kyk in die spieël en ons kyk onsself mis, ons wil nie onsself in die oë kyk nie, want ons voel sleg oor onsself. Ek is nie goed genoeg nie. Ek gaan nêrens kom nie. Ek is nêrens heen op pad nie. So I might as well fake it. Wat is daai sê ding wat ons heeltyd hoor? Fake it till you make it. What a slogan om jou lewe rondom te bou. Fake it till you make it. Shake and bake, baby. Ek weet dit is my. As jy daai verwysing ken, wie ken daai verwysing? Shake and bake. Woe, ons kan na die tyd bietjie gesels. Dink bietjie hoor. Fake it till you make it. En as jy dit gemaak het, wat het jy bereik? Waar het jy uitgekom? Wel, miskien gaan mense dan na my kyk en sê, wow, hierdie ou is amazing. Ek was nou die dag by my 30ste, nou gee ek nou my ouderdom weg, my 30ste skoolreunie. Ja. Jessie. Party van julle sit hier en sê, ja, ek was al by my 60ste skoolreunie. Okay, jy wen. Maar dit was interessant geweest, dit was die grootste reunie tot op hede, van al die ander reunies. By my 10de skoolreunie, staan almal se hare so, en hulle hare is geperoxide, en ek en Heinz was in dieselfde klas, Heinz Winkler, en Heinz het my gegroet en gesê, hey, wie's jy? En ek het gedink, Heinz, ek en jy het langs mekaar gesit in die klas. Hy ken my nie, hy het regtig nou net gelaunch, dis amazing, almal is amazing, almal is besig om te vertel van hoe amazing hulle doen, en alles wat hulle bereik. En die 20ste een was so bietjie groter geweest, het was bietjie meer normaal, ek sê vir Marlies toe ek by die huis kom, op my 20ste reunie, ek sê, dit was nogal lekker geweest, dit was baie meer gemaklik, en daar was 'n paar meer ouens, en niemand het so bietjie voorgegee nie, ouens het my nog steeds nie geken nie, maar dit maak nie saak nie. Jy kan sien, ek het diep letsels. En toe nou die dag my 30ste reunie, en ek is daar, en is omtrent die helfte van ons klas was daar, het was massive. En ons stap deur die skool, en alles is amazing, en almal is net so, na 30 jaar, het meeste van ons al begin mens word, normaal word. Party van ons is onherkenbaar. Ek het myself voorgestel aan mense wat ek nog nooit gesien het nie. En sê, Piet, ek en jy was saam in die klas. En sê ek, oh, shucks, dan weet ek dis hoekom Heinz so is. Maar hierdie keer het Heinz my herken en hy het my gegroet. Piet, hoe gaan dit met jou? Dit het my laat goed voel. Ek het gearriveer in die lewe. Heinz weet wie ek is. Maar ons is heeltyd besig om rond te loop met hierdie maskers. Want ons wil net nie hê mense moet sien dat ons nie goed genoeg is nie. En dan kry jy die ander ou, wat, en Kierkegaard sê eintlik iets baie interessant, hy noem het die demonic despair, ek wil nou nie dit gesê het nie, ek wil dit nou nie neergeskryf het daar nie, dis meer die defiant despair, sê hy, die uitdagende despair, dis die, ek sal jou wys, ek het alles onder beheer, ek is the man. Ek ry met 'n Ford Raptor en ek niks teen 'n Ford Raptor nie. Ek het nou die dag met een rondgejaag met groot wiele. En ek het hierdie gemaak vir myself. Ek het dit gemaak en ek staan vir niemand terug nie. Jy beter jou storie bymekaar hê as jy my bedien by Hennies, want dit moet regloop. Hierdie kos is koud. Bring haar iets anders. Ek sal vir jou wys. Dis 'n oordrewe sterk man beeld wat jy uitstraal. En dis nie net mans wat dit doen nie, dis ons almal wat dit doen. Jy sit langs haar in die klas. Jy weet hoe sy is. Jy gee nie om waar jy vandaan kom nie. Jy gee nie om wat ander mense van jou dink nie en jy maak dit baie duidelik. Hy sê dis 'n wanhoop wat manifesteer
demonies. En die duiwel het jou beet. En is die selfgeregtigheid. Ek is, en jy het dit al gehoor, die outeur van my eie lewe. Een van my gunsteling musikante is 'n ou met die naam van John Mayer. Miskien het jy al gehoor van hom. John Mayer is 'n fenominale gitaarspeler. En ek het al sy albums en ek luister na sy goed. Ek het selfs plate van hom. Ek DVD's en Blu-rays en stuff. En in een van sy konserte sê hy die volgende ding. En hy's besig om te speel en hy maak so klaar en hy gooi so noot en it is incredible. En dan sê hy, I made this happen for myself, sê hy. I made this happen for myself. En ek dink vir myself, jy het iets misgeloop. En dit is dat jouself en jy is 'n God gegewe geskenk. Dis wat jy is. En jy sit hier vandag, een van hierdie 3, en jy vergeet dat jy gemaak is vir soveel meer. Jy wat onbewustelik deur die lewe gaan en probeer om almal te impress. Jy wat so bang is mense sien wie die regte jy is. Jy wat hier sit en sê ek is die man. Jy mis dit alles want jy's gemaak vir soveel meer. Hy het jou gemaak. Ek wil duik in van hierdie voorbeelde in en ek weet Pastoor Nols, hoeveel tyd het ek nog oor? 2,5 ure, wat jy gesê? Nog 2,5 ure. Maar een van die interessantste boeke in die Bybel, en as jy op Bybelskool was, hang af wat se Bybelskool jy was, dan sal jy gehoor het oor Jona, en jy sal iets geleer het van Jona, en as jy in 'n sekulêre teologiese seminarium was, dan sal hulle vir jou sê dat Jona 'n groot metafoor is, en dat hy dat dit alles 'n opgemaakte en 'n opgeblaasde storie is. Dis nou wat hulle sal sê. Dat hy 'n argetipe vir Jesus is. 'n Argetipe is 'n beeld van iets of iemand anders. Dis dalk 'n baie slegte verduideliking. Maar Jona is die argetipe vir Jesus, en ons weet dat die teken van Jona, Jesus praat daarvan. Maar is iets wat my bygeval het en wat my getref het toe ek Jona 1 gaan lees, en ek gaan so 'n stukkie daarvan lees, hier van vers 4 af. En ek praat van die ou wat onbewus is. Hy sê, maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar uitbreek. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak, maar Jona, waar was Jona? Was onder in die skip waarin hy afgegaan het om te gaan slaap. Jona het vasgeslaap. Het jy dit al iewers anders in die Bybel gehoor? Hy het vasgeslaap terwyl 'n storm woed op die see. En die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê, wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Die woorde klink bekend. Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie. En toe sê die manne vir mekaar, kom ons trek loetjies sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref. Hulle het loetjies getrek en Jona is aangewys, kan jy dit glo? Toe vra hulle hom, vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. En hierdie is interessant, die 83 vertaling stel dit so. Ek het nog nooit so sin gehoor nie. Wat werk jy? Wat werk jy? Wat werk jy?
Waarvandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy? En daar kom Jona uit met die hele sak patats. Wat hy werk is, hy werk om van God af te kom. Dis wat hy werk. Dis wat ons weet van Jona. Jona was geroep om te gaan na 'n spesifieke plek toe. Jona was geroep vir meer. Jona was geroep om na Ninive toe te gaan en daarso vir hulle te sê, luister, julle moet julleself regryk, en Jona het net gesê, daar's nie 'n manier hoe ek gaan nie. En Jona het in die verkeerde rigting, die teenoorgestelde rigting, hy het die 180 move gepoel en in die ander kant heen gery. Jona, waarmee is jy besig? Wat werk jy? Waar kom jy vandaan? Wat doen jy met jouself? En partykeer tref 'n storm ons, sodat ons moet wakker word vir ons eie lewens. Partykeer tref 'n storm ons, sodat ons moet wakker word vir ons eie lewens. Ek sê in hierdie week sit ek in my kantoor, 'n koppel kom sien my, die man sê vir my, ek en my vrou se huwelik voel nie vir my soos 'n huwelik nie, dit voel asof ons kamermaats is, sê hy vir my. Ek sê ja. Hy sê dis maar net hoe dit voel. En hy vertel sy storie en hy sê dit van haar en hy sê dit van haar en ek vra vir die vrou, hoekom is dit, want hy sê op 'n stadium, sy laat my soos ek, sy hanteer my asof ek 'n kind is. Het jy al daai woorde gehoor? En sy hanteer my asof ek 'n kind is. En haar woorde was, ek sê, soos 'n kind hanteer is, soos 'n kind optree. Nou sit ek met dit. Hierdie is baie interessant. Wat gaan volgende kom? En alles wat sy sê oor hoekom dit gaan soos wat dit gaan en hoekom die huwelik lyk soos wat dit lyk, sit hy daarso en hy sê, dit is nie waar nie. Dit is nie waar nie. En tot aan die einde van ons gesprek, toe ek hulle wegstuur met huiswerk, 'n uur en 'n half later, toe sê hy, ek weet nie waarvan sy praat nie. En dit tref my. Jy is aan die slaap vir jou eie lewe. Dis wat hier aangaan. Jy is onbewus en jy's vasgevang in hierdie ding. En skielik word daar vir jou gevra om bietjie wakker te skrik. En nou kan jy of saam met die boot bodem toe gaan, of jy kan aanvaar dat jy dalk moontlik op die verkeerde plek is. En miskien is dit tyd dat ek wakker word en doen wat die Here van my vra en wat hy van my verwag. Dis 'n redelike knockout punch. Wat gaan aan in jou lewe tans? Wat jou so bietjie skud? Wat is die Here besig om vir jou te sê? Waarvan word jy wakker gemaak? Die tweede ou, hierdie ou wat vassit in hierdie bewus van sy swakheid is natuurlik Gideon. Gideon, favorite karakter in die Bybel. Gideon, want ek identifiseer so met Gideon. Gideon wat sê ek is nie goed genoeg nie. Gideon wat sê dit wat ek is heeltemal die laagste van die laagstes, want my familie is die laagstes. Ons is niks werd nie. So hieronder is ek waar ek myself nou bevind. En wat doen hy? Hy is besig om gars uit te slaan in 'n parskuip, waar druiwe gemaak getrap moet word en uitgedruk moet word en wyn van gemaak moet word. Is hy besig om weg te kruip vir die Midianiete, sodat hulle nie hom sien nie en dit wat hy het van hom al wegvat nie. Maar dan kom God na hom toe en hy sê vir hom, jy, word wakker. Die Here is met jou. Fear not my child, I am with you always. Ek is by jou, die Here is met jou, dapper held.
dapper held. Vir die eerste keer word hy aangespreek in sy ware identiteit, wie hy werklik is. En vanoggend het jy nodig om te hoor, die Here is met jou dapper held. Daai moeilike besluite wat jy moet neem, daai moeilike goed wat jy moet doen, om jou lewe net so 'n bietjie uit trierad uit te haal, in neutral te sit en eerste rad te kry, beteken dat jy moet opstaan en wakker word vir die feit dat jy meer is as wat jy gedink het jy is. Ja, jy het swakhede. Ja, jy is nie welsprekend nie. Ja, jy is nie die skerpste mes in die laai nie. Ja, jy is nie die mooiste oil painting nie. Ja, jy is nie dit nie. Ja, jy is nie lank nie. Ja, jy is nie kort nie. Ja, jy is nie sterk nie. Ja, en so wat. Want hy is met jou en daarom is jy wie jy is. En ek dink dis 'n massive ding vir my. Om dit te hoor, toe die Here myself roep, en vir my sê, die Here is met jou. En ek sê vir hom, ek is bang vir mense, ek is 'n introvert, dis nie 'n manier dat ek voor mense staan en praat nie, daar's nie 'n manier dat ek hierdie ding doen wat u van my vra nie, dis nie 'n manier nie. En ek moet eerlik met jou wees, ek het, dank die Here, die regte vrou getrou, want sy het my gehelp om te ontdek dat hy is met jou, hy is by jou, en sy sal my partykeer in die diepkant instoot en sê, praat met die mense, doen iets, sê iets. Ons is nou die dag saam met klomp mense en ons is net op pad om huis toe te ry, ons het nou net 'n lekker naweek saam gehad. En sy stamp my so, sy sê, bid vir almal. Ek sê, wat, jy's net weird, moet nie weird wees nou nie. Bid vir almal. Okay, kom ons bid saam. Nee, ek het nie dit gedoen nie. Ek het myself opgeruk en ek het in die kar geklim en nie vir haar geluister nie. Dis wat ek gedoen het. Terrible, Piet, terrible. Want ek het skaam gekry. Weggekruip in die parskuip. En dan Lukas 15, hierdie hele ding van uitdagend, ek sal almal wys. Dink bietjie aan die storie van die verlore seun. Ons hoor eintlik altyd die storie van die verlore seun. Ons weet waaroor die verlore seun se storie gaan. As hy vermors sy pa se geld. Hy sê vir sy pa, gee vir my erfborsie terwyl ek nog lewe is. Met ander woorde, hy wens sy pa dood. Hy doen onhebbelike goed. Hy vang verskriklike goed aan. Hy mors al sy geld uit op prostituie en drank en dwelms en wie weet wat. En hy eindig tussen die varke op. Dis letterlik die ergste ding wat met hom kan gebeur as 'n Israeliet. En dan strompel hy huis toe, ster tussen die bene, en wat doen sy pa? Sy pa wag met die sambok en hy voeter hom. Nee. Sy pa kry 'n ring en sy pa kry 'n jas en sy pa slag die gemeste kalf en hy doen alles wat mooi is vir hierdie ou. En dan kom die oudste broer uit die veld uit. En dis eintlik waaroor die storie gaan. Die oudste broer kom uit die veld uit en hy hoor die musiek wat speel en hy hoor hoe gaan daar's 'n party wat aangaan en hy dink by homself diep in sy agterkop, miskien is hierdie party vir my, maar dit is nie. Toe hy daar kom, toe sien hy sy slegbroer wat nou van ver af wie weet waar kom met die tekens van alles wat hy aangevang het op sy lyf, maar meer nog, sy pa het alles gedoen vir hom, 'n partytjie vir hom gereël. En hy konfronteer sy pa. Hy sê, "Check, ek doen alles vir jou. Ek gee myself vir jou. Ek verdien alles. Want ek maak dit werk. Ek is pa se beste seun. Ek is die beste, ek verdien 'n verhoging. Ek verdien nog meer aandele. Ek verdien dit, ek verdien dat. Ek het hard gewerk. Hoekom gaan dit nie so met my nie? Hoekom is daar mense met wie dit baie beter gaan, maar met my gaan dit sleg?
Hoekom? En miskien is dit net so 'n bietjie van 'n mind shift. Want sy pa sê vir hom, hoekom gaan jy so te kere? Jou broer was weg, hy's nou terug. Ons moet bly wees hier hoor. Maar jy, alles wat myne is joune. Jy het alles. Jy's myne. Hoekom pretend jy? Hoekom gee jy voor? Hoekom gaan jy so te kere? Hoekom lewe jy nie soos iemand wat weet wie jy is nie? Hoekom dink jy moet my tevrede stel? Hoekom moet jy voorgee in alles wat jy doen? En dit alles maak jou moeg. En dit alles put jy uit. Want jy besef nie dat jy besig is om iemand anders se lewe te lei nie. In steede daarvan om jou eie lewe te lei. In steede daarvan om te wees wie God jou gemaak het om te wees. Hierdie teks is een van my gunsteling tekste in die Bybel. En Eugene Peterson, oh man, wat 'n teoloog. Net so 'n stukkie Eugene Peterson net vir 'n oomblik. Het jy al van die band U2 gehoor? Wie weet van U2? Het jy al gehoor van U2? Miskien het jy al gehoor van U2. Miskien dalk die grootste band van ons tyd. Bono, die hoofsanger van U2, maak 'n oproep na sy agent toe en sê ek wil vir Eugene Peterson ontmoet want die message het tot my gespreek baie diep. En hulle maak kontak met Eugene Peterson. En op daai stadium was hy besig om die Ou Testament te vertaal. Dit was nog net die Nuwe Testament. En Eugene so ek is besig met psalms tans. Ek kan nie nou mense sien nie. En die persoon sê vir hom, maar dis Bono. Hy sê, wie's Bono? Wie's dit? En sy vrou en sy kinders help hom toe nou bietjie net om te, is dit Bono? Okay, wel, wat ook al, ek sal tyd vir hom maak en Bono kom sien hom en die res is geskiedenis. Maar net die manier hoe hy met die teks omgaan en hoe hy dit vertaal het, spreek van iemand wat 'n diep verstaan het van wat die Here in hom gelê het en wat die Here in hom geplaas het en hoe die Here hom aan mekaar gesit het. Dat hy nie hoef voor te gee nie en dat hy net homself kan wees. En hy is uiteindelik oorlede en 'n baie mooi storie in 'n geval. Hy sê hier in Matteus 11 en jy ken hierdie stuk. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. You'll learn to live freely and lightly. Kan ek en jy volgende net eerlik met mekaar wees? Kan ons asseblief net begin om te wees wie God wil hê ons moet wees? Kan ons asseblief ophou om voor te gee? Voor ons vrouens, voor ons kinders, voor ons mans, voor almal rondom ons. Kan ons net eerlik wees? Kan ons net mekaar in die oë kyk en sê ek struggle? Dus ek voel baie druk. Ek voel ek moet meer en meer en meer en meer en meer doen. Ek voel as ek nie genoeg het nie, dan gaan ek nie genoeg hê nie. En dan gaan dit vir my sleg eindig. So dis hoekom ek so hard werk, dis hoekom ek so gedrewe is, dis hoekom ek al hierdie goeders doen. Miskien moet jy net so 'n bietjie asemhaal en leer om te rus in die genade wat hy vir jou gee. En vanuit 'n plek van genade jou lewe begin lei. En nie agterste voor om
onderste bo manier van dinge doen na te volg nie. In die koninkryk begin alles by ek rus in hom en weet wie hy is om te ontdek wie ek is. Is jy moeg? Is jy uitgebrand? Maak godsdienst jou partykeer net so bietjie angstig want jy moet nog en nog en nog doen om God tevrede te stel? Dan sê Jesus, kom saam met my en kom ek help jou om jou lewe te herontdek. Kom pa, vandag, jy wat hier sit en voel jy's nie goed genoeg nie, jy wat hier sit en sê ek het alles opgemors, jy wat hier sit en sê man ek is die beste pa in die lewe en ek doen net wat ek wil en hulle moet almal luister vir my. Kom jy, kom almal en kom ons rus in hierdie wete dat hy die perfekte pa is wat ons vashou en ons omarm en ons herinner dat ons syne is en dat hy ons gemaak het om soos hy te word, waar niks ons onkant vang nie, waar niks ons vreesagtig maak nie, waar niks, selfs al is dit 'n storm, ons oorweldig nie, want hy is by ons en hy is met ons. En in dit mag ons onsself herontdek. Kom ons sit net so en dan gaan ons saam bid. Ons is vanoggend by 'n kruispad. Jy het 'n kruispad getref in jou lewe en jy voel ek kan nie meer so aangaan nie. Kan nie meer so lewe nie. Ek is net uitgeput van voorgee, van presteer, van bang wees, van 'n beeld voorhou. Ek wil saam met jou bid. Net daar waar jy steek op jou hand en ek bid saam met jou. En dan gaan 'n paar hande op en kan jou hand opsteek en jy kan laat sak as jy weer wil. En Here, U sien elke hand wat opgaan. U weet van elke persoon. U weet van elke versoek. Here, U weet waardeur ons gaan. U weet wat ons oorweldig. U weet wat te veel is vir ons. Here, U weet wat ons veronderstel is om te wees. U weet wie ons moet wees. Help ons om nie in wanhoop te verdrink nie. Help ons om waarlik vry te wees in alles wat ons doen. En elke persoon wat hier sit vanoggend, Here, wat sê ek het U nodig, kom en doen iets in hulle lewens. Raak hulle aan. Here Jesus, herinner hulle daaraan dat U by hulle is en met hulle is. Herinner hulle daaraan dat U hulle nooit sal los nie. Herinner hulle daaraan dat daar nog 'n kans is, nog 'n geleentheid. Herinner hulle daaraan dat hulle oor kan begin, weer kan probeer. En dankie dat ons hoef nie te roem in ons krag nie. Ons hoef nie te roem in al ons prestasies nie. Ons hoef nie te roem in alles wat ons dink ons moet in roem nie. Ons kan net roem in ons swakhede. In die wete dat U dit alles deur die bloed bedek, dat U dit alles uitvee, en dat wanneer ons juis swak is, ons sterk is, want U is met ons, by ons, binne in ons, deur die Gees. Dankie dat U mense vry maak vandag. Mense lig maak vandag. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.
en amen.